Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle, baie welkom en baie dankie dat julle hier is vanoggend. Soos wat jy hier sit, het jy 'n lewe geleef en daar het soveel inhoude met jou saamgekom. Van die dinge wat met jou gebeur het, het jou verwond. Die wonderlike ironie van wonde is, dat wonde ons kan genees, mits ons dit met 'n behoefte aan insig benader, dan kom die wysheid. Mag jy vanoggend in hierdie plek die ruimte beleef, mekaar beleef, die warmte van 'n samekoms, en dan veral hierdie pragtige musiek en die stilte wat daarop sal volg, en mag kalmte oor jou heers.
dankie Patricia en Jannie. Pragtig. Slange, simbole en sluimerende wysheid. 'n Reis van kronkels en kringe deur die mensdom se simboliek van die slang. Nou hierdie praatjie vanoggend is vir mense wat hou van drome, mites, evolusie en sommer so 'n bietjie lighartigheid ook nog. Nou ter inleiding net dit oor die slang as 'n simbool of 'n metafoor. Ek weet nie wie van julle het almal slange onder julle beddens gehad toe julle kinders was nie. Maar ek onthou dat as ek kamer toe is, toe ek klein was, dan glo jy vas daar is 'n slang onder daai bed. So ek het nie naby die bed gaan staan nie, jy het hom so van 'n afstand af bevlieg en op hom gespring, want jy is bang dat as jy te naby staan, gaan ten minste een van jou enkels gepik word. En dan slaap jy ook vir 'n rukkie, en die hoop dat jy nie aan die slaap gaan raak nie met groot oë soos 'n joutjie. Jy wil wakker wees, maar jy wil rus. Om seker te maak dat jy kan vlug as dit nodig sou wees. Nou hier's 'n baie vreemde ding. My vrees vir spinnekoppe en leeu's was nie naasten by so groot soos die angs wat 'n slang by my verwek het nie. En ons weet vandag waarom. Die neurowetenskap sê vir ons dat die menslike brein het 'n slang verklikker. Die rede daarvoor is dat ons primaat voorouers het hulle sterk en skerp visie ontwikkel juis as gevolg van hulle saamleef in die bome met die slange. Want die slange was so blitsig, jy sou of dood of vergiftig wees as jy hulle nie vinnig kon sien nie. Blykbaar is dit so dat ons slange die vinnigste kan identifiseer met ons visuele stelsel, visuele stelsel. En dis maar net hoe die evolusie ons daarmee bedeel het. So die vrees vir slange is nie bloot aangeleer nie. Ons versterk dit wel ten regte soms in mekaar in ons samelewing, maar dis iets wat ingebore is soos 'n ou program op sagte ware, wat vir ons gerieflik is om te gebruik, al is daar nou nuwe programme en nuwe toepassings. Ons het 'n manier om as dit by slange kom, terug te gaan na die ou gemaklike vrees vir hulle, en dan die bekende reaksies wat ons het op daardie vrees, wat dikwels gepaard gaan met 'n lekker graaf in die hand. Nou die eerste punt wat ek vanoggend wil maak is dit. Die slang is in die menslike bewussyn ingebed saam met die konsep van water, diep donkerte en chaos. Van die vroegste mites af was die slang meer as net 'n landdier. In soveel stories uit antieke tye het slange vanuit diep donker watermassas opgestaan. Water, soos ons weet, is in alle stories en legendes en in mites, is dit nie bloot nat nie, is dit nie bloot iets wat jy kan bevaar of kan drink nie, maar simboliseer dit chaotiese, bedreigende magte van vernietiging. Die ou wêreldbeeld het so gelyk dat die aarde is 'n plat skyf wat dryf op hierdie donker watermassa, en onder dit woon al wat 'n gees en 'n seeslang en 'n bedreigende gedierte en gedoente is. En daarom het hierdie donker diep waters 'n baie diep simbool geword as archetype in die menslike kollektiewe bewussyn van die chaos wat ons bedreig en veral die wanorde. Maar daarmee saam, heel ironies, is water ook 'n simbool van wedergeboorte, van metamorfose, van nuwe orde en 'n nuwe begin. In Babylon het hulle vir Tiamat gehad. Nou Tiamat is in sommige van die weergawe van wat sy sou wees, is sy 'n reuse draakslang van die oerwaters. In ander is sy die oerwaters self, 'n watermassa. Maar sy verteenwoordig immer chaos. Daar was 'n jong god, nou ek dink hy was haar seun, ek glo so. Sy naam was Marduk,
En Marduk was die god van orde. En hier was konflik tussen orde, Marduk, en Tiamat, chaos. En uit hierdie konflik is die wêreld gebore. In baie mitologieë kry jy konflik as 'n skepingsmotief. Nou wat hier gebeur het is, Marduk het in Tiamat se bek ingeblaas met so 'n fors dat haar lyf oopgeskeur het en dit letterlik 'n koepel bo en onder gevorm het waarbinne die wêreld gevorm is. Hierdie koepel herinner ons baie sterk in hierdie basis, herinner ons baie sterk in die Bybelse skepingsverhaal, waar daar ook 'n skeiding was tussen hierdie diep donker watermassa en hierdie chaos en alles wat daar geheers het, en dit word in Engels genoem the deep. En dieselfde woord word gebruik in die Bybelse skepingsverhaal vir hierdie watermassa, hierdie chaotiese watermassa, voor daar orde geskep is, en in hierdie verhaal van Tiamat en Marduk. The deep, donker, bedreigende, chaotiese massa. En in ons skepingsverhaal in die Bybel het ons hierdie selfde ding gekry, waar land en see van mekaar geskei is, en toe begin die orde opstaan vanuit hierdie diep chaos. Nou in die Bybel, in Job sowel as die psalms kry jy weer 'n seeslang. Sy naam is Leviathan. Hy moet deur God getem word. Nou in 1992, toe was ek in die bediening in Riebeekstad, daar naby Welkom, en ons kerk was teen 'n koppie alleen was sy naam. En daar's 'n watertoring, die dorp se watertoring is by hierdie koppie. Nou ons kerk kyk so op die koppie. En een of ander eksorsis of geesbesweerder het my probeer oortuig dat ons dorp ontstaan het as gevolg van die feit dat 'n klomp professionele mense wou nie deel van Welkom wees nie, toe bou hulle eie dorpie so 10 kilometer buite Welkom, en Riebeekstad was bekend daarvoor dat hulle effe snobisties was daaroor dat ons is nie welkom nie, ons is Riebeekstad. En toe sê hy vir my, jou gemeente het ook hierdie hoofvaardige gees. En waar kom hierdie gees vandaan? Die Leviathan regeer hierdie gemeente van jou uit die water in daai watertoring op die koppie. En die man het homself geglo en ek het net geglimlag. So dikwels verwar mense simboliek, en vandag nog doen geestelike mense dit. Hulle verwar simboliek uit mitologie met werklikheid. En dan maak hulle 'n eksterne ding van 'n probleem wat iewers in die mens self opgesluit is. Dink vir 'n oomblik oor die sielkunde rondom die simboliek van die slang. Ons het nou gesê, die slang is in hierdie mitologie, is dit ook 'n seeslang. Is dit die bedreiging daar binne in die water, in die donker, diep, onheilspellende water. Nou in ons lewens is slange ook nie slegs bo-gronds hier in ons tuine nie, maar hulle leef en hulle skuil en hulle slaap onder die oppervlakte. Dis baie soos ons bewussyn. En as ons hierdie slange ignoreer, dan ignoreer ons hulle altyd op eie risiko. En wanneer hulle verskyning maak, is ons dikwels nie bemagtig om anders as vanuit vrees, en soos ek reeds gesê het, met 'n graaf in die hand, met hulle af te reken nie. Ons het nie die vermoë of die vaardigheid ontwikkel. En nou praat ek fisies en sielkundig. Om slange te laat leef saam met ons, wanneer hulle verskyning maak nie. Ons verkies om telkens met ons vrese, of hulle nou fisiese slange is, en of hulle nou die onderbewussyn se inhoude is, om hulle met ons vrese te ontmoet, pleks daarvan om diep in onsself te gaan soek vir 'n manier waarop ons hulle kan integreer met ons en saam te kan leef. Moses se koperslang, en dis my tweede punt, is 'n Bybelse slang met genesende krag. En hier's 'n lekker stuk
ironie. In die Bybel is die slang eerstens, soos ons weet, die verleier. Die een in die tuin van Eden, daai lustige ene, wat die Bybel noem, lustiger is al die diere van die veld. En as ek daai woorde gehoor het as 'n klein seentjie, dan sien ek nie daai tongetjie en daai oogies wat blink. Lustig. En hierdie slang is verantwoordelik daarvoor dat die mens van sy onsterflikheid gestroop word. Maar dan, in Numeri 21 gee God vir Moses opdrag om 'n koperslang aan 'n paal te monteer. Waarom? Want daar is 'n klomp, sê die Bybel, vurige slange losgelaat in die woestyn. En hulle het die volk gepik. Baie van die mense is gepik. En God sê vir Moses, maak hierdie koperslang, monteer hom op hierdie paal en elke persoon wat dan sal opkyk na hierdie slang, sal gesond word van die byt van die werklike slang. En die volk het naderhand hierdie slang wat hulle Nehushtan genoem het hulle begin aanbid. En so moes hierdie beeld uiteindelik vernietig word en verwyder word, want hulle het werklik waarvan uit hierdie genesingsplek en dit wat hulle daar beleef het, het hulle gedink, hier's nog 'n God, kom ons buig en ons aanbid. Maar wat het hier gebeur? Wat sê hierdie simboliek vir ons? Die agent van ons pyn word ook die instrument van ons genesing. Ek en jy word nie genees deur die slange in ons lewens te vermy nie. Ons word genees deur die slang in haar oë te kyk en nie te vermy nie. Die sielkundige waarheid hiervan is dit: wat jy vrees, moet jy aandurf. Wat jou verwond, kan jou wys maak, soos ek in my inleiding gesê het, mits jy dit met die oogmerk om insig hieruit te bekom, benader. Baie mense glo dat die lewe vir jou allerhande noodlottighede en stryd en moeilikheid en elendes in jou weg lê, sodat jy daaruit kan leer en groei. Maar dis nie 'n gegewe dat 'n mens sal leer en groei nie, en daarom kan 'n mens nie sê, dit het gebeur sodat nie. Mens kan sê, dit gebeur, want dis die lewe, maar mits ek op 'n afstand sal staan en dit doen wat die Boeddhis ons leer om te doen, om op 'n afstand te kyk en nie te beoordeel nie, nie te sê goed of sleg, maar net te kyk, dan bekom ek vanuit daai afstand die insig wat ek nodig het om uit daardie verwonding ook my genesing, my metamorfose te kan put en so te kan groei. Dus, as ek en jy nie ons slange gaan ontmoet nie, gaan hulle ons in die donker onder ons kaal voete verras. En dit wil blykbaar so wees, dat die meeste mense wat deur slange gedood word, is mense wat kaalvoet in die nag, onwetend, sonder om te sien, op hulle trap. En dis hoe dit met my en jou ook gaan metafories. Die derde storie is Adapa, die suidewind en 'n antieke alternatief vir Eden. Nou voor hierdie Bybelse skepingsverhaal was daar ons al baie mites, wat ook met die ontstaan van die wêreld te make gehad het. En een van hulle wat baie oud was, het dieselfde temas gehad as die skepingsverhaal in Genesis. Dit het gegaan oor gehoorsaamheid, teenoor ongehoorsaamheid, oor kos, voedsel, en sterflikheid teenoor onsterflikheid. Een van die oudste skepingsverhale wat daar is, kom uit Mesopotamië. En dit het gegaan oor Adapa en die suidewind, of die suidelike wind. Nou Adapa was 'n wyse priester. Hy was geskape deur die god Ea. En hy het die wind aan bande gelê, maar letterlik aan bande gelê. Adapa het vis gevang. En eendag het die suidewind hom so irriteer terwyl hy op sy bootjie vis gevang het, dat hy letterlik die suidewind gegryp het en sy vlerke afgebreek het. Die oppergod Anu was baie ontsteld oor hierdie gewelddadigheid en hy roep toe vir Adapa op hemel toe.
En hy sê, kom hier, ek wil jou spreek. Maar Ea, die God wat vir Adapa geskep het, waarsku toe vir Adapa. Hoor hierso, as jy daar aankom, jy gaan kos aangebied word. Jy moet dit nie eet nie. Jy word getoets. Moenie daai kos eet nie. So kom hy by die hemelse hek aan, en hulle bied toe vir hom die heilige kos aan, en water. En wat sê hy? Hy onthou, Ea het gesê, hierdie is 'n toets. Ek moet nie hierdie kos eet nie. En hy sê, nee dankie. En onwetend verloor hy sy kans op onsterflikheid. Kyk nou die kontras, maar dieselfde tema as wat die Genesis verhaal het. In Adam en Eva se geval eet hulle wel die verbode vrug en hulle word verban. Adapa se gehoorsaamheid lei ook tot sy verlies aan onsterflikheid. Adam en Eva se ongehoorsaamheid lei tot hulle verlies aan onsterflikheid. Hoe sê die Engelse? Damned if you do, damned if you don't. Ons bly maar sterflik. Ongeag al ons pogings om gesond te eet, gedissiplineerd te oefen en vir te veel Jerusalem toffies, ook bekend as stroopsoedadels, nee dankie te sê. In albei hierdie mytes ontmoet ek en jy die mens. Die mens in hierdie verhouding tot die goddelike, ons verhouding tot geestelike leiding, ons verhouding tot kennis, wysheidsdisse en ook regte kos. Wie praat nou die waarheid? Watter stem lei my nou reg? Vir wie moet ek luister? Wanneer moet ek nee sê? Wanneer moet ek ja sê? Ons sukkel met ons lyding in die lewe. Ons worstel met die kompleksiteit van ons verhouding met alles in ons bestaan. In beide hierdie mytes is die slang en die stryd teen die ongerief van die chaos dikwels 'n simbool van my en jou innerlike konflik. En dalk, net dalk was die slang in Eden toe nie 'n vyand nie, maar die simbool van 'n katalisator van groei. Hoeveel maal staan ek en jy by goed wat uit ons beheer is, wat vir ons chaoties voel, en die onmag bekruip ons angs skop in, en ons vrese wil als teestaan. En ons hunker, met 'n greep, hunker ons vanuit ons diepste wese, net na tye toe dit gevoel het dat ons wel beheer het. Ek weet nie watter kant toe nie. Ek soek leiding en ek kry nie. Ek voel nie dat ek die vaardigheid het nie. Ek weet nie watter kos om te eet en watter om te los nie. Ek hardloop derwaarts en herwaarts en ek kry nêrens weer 'n greep op my lewe nie. Ons hardloop weg. Maar dis in daai oomblikke wat ons moet besef dat die oorgawe aan dit wat nou hier is, het baie meer te doen met 'n aanvaar van kompleksiteit en veral dit waarvan die slang so sterk simbool geword het, die donker, onbekende, die goed in my lewe wat ek doodgewoon nie onder beheer kry, getem kry of verstaan kry nie. En dikwels is dit ander mense in ons lewens. Die 4de storie gaan oor genesende slange. Praat oor Griekse apteke en tempels van drome. Kom ons draai 'n bietjie ons blik nou na die Grieke, maar ook eintlik die Grieks-Romeinse wêreld. Daar was 'n kultus rondom Asklepios. Nou Asklepios was die god van genesing. In sy tempels het mense kom oornag, dan het hulle daar gebly, dan droom hulle. Dan beskryf hulle hierdie drome aan die priesters. En dan het die priesters die drome interpreteer, en dit was, hierdie interpretasie, was die mense se leidrade tot hulle genesing, hoe hulle gesond kon word. Maar ja, in hierdie tempel, terwyl die mense daar oornag het, en daar 'n klomp priesters gesit het, en Asklepios dan nou daar was, het daar 'n klomp lewendige slange rondgeseil en rondgeleef en rondgelê. Nou Asklepios is toe op 'n goeie dag aangesê om vir Glaucus gesond te maak.
Terwyl hy daaroor sit en pyns het, sê die storie, toe seil 'n slang nader aan sy staf, maar onwetend neem hy sy staf en hy slaan herhaaldelik op hierdie slang en hy slaan die slang dood. 'n Ander slang het die storie so gekyk en nader geseil met 'n krui in sy bek. En hy het die krui bo op die kop van die dooie slang neergesit en daar was 'n Lazarus-moment. Die dooie slang het lewendig geword en verder geseil. Nou die slang op Asklepios se staf word genoem vandag die Asklepiese staf word vandag genoem vir die Grieke is dit die simbool van medisyne. En dit het uiteindelik toe op ons apteeklogos ook beland, nie omdat 'n slang noodwendig so mooi was vir die aptekers nie, maar net omdat dit hierdie storie gedra het van genesing. En vandag is daar 'n spesies slange in die Mediterrane wat na Asklepios vernoem is, letterlik, is nie giftige slange. Daar's 'n baie sterk ironie in die kop van die antieke mens oor die slang. Aan die een kant is dit chaos, maar uit die chaos kom die orde. Aan die een kant is dit onbekend en bedreigend, aan die ander kant kan dit jou juis bring by 'n plek waar jy dit in die oë kyk en waar jy vaardigheid ontwikkel, beheer kry te midde van dit wat jou oorweldig en bang maak en met vaardigheid daarmee saam leef. En daarin lê vir ons soveel genesing opgesluit in ons eie lewens ook. In die ooste, vyftens is daar ook 'n slang, die Kundalini. Hulle praat van die ruggraat van ontwaking. In die Hindoe tradisie ontmoet ons hierdie Kundalini. Nou Kundalini, 'n vroulike slang, is 'n slapende slang onderaan jou ruggraat. En spirituele dissiplines wek haar op. En soos wat sy opreis, beweeg jy deur jou chakras en bereik jy selfverwesenliking. Nou die Kundalini is nie 'n onderwerp van vrees nie. Hierdie slang is nie 'n slang wat bang maak nie. Dis 'n slang wat praat van potensiaal. In hierdie Kundalini is opgesluit al jou geestelike krag, indien jy sou ontwaak. Maar soos alle slange kan sy gevaarlik wees as jy haar sonder waarskuwing en voorbereiding wakker maak. Jung het gesê, die Kundalini simboliseer die reis van onbewustheid tot integrasie. Maar hy het ook gewaarsku, as jy haar opwek omdat dit cool is dit soos om 'n kobra wakker te maak en te hoop sy gaan vir jou sing. Die simboliek van die Kundalini verteenwoordig nie 'n semantiese New Age speletjie met 'n proses van integrasie nie. Die chakras is nie 'n cool ding, 'n nuwerwetse mode om net op jou lippe te kry en so hier en daar te weet waaroor dit gaan en dit rond te gooi in jou gesprekke oor jou lewe en jou identiteit, so op 'n nuwerwetse manier te probeer vestig as 'n geestelike wese nie. Dis baie meer as 'n slagspreuk. Is veral nie net praatjies nie. Dit verteenwoordig lewenslange, omsigtige omgang met dit wat in my onderbewussyn skuil. En my omgang met die lewe. Want indien ek hierdie ontwaking nie gaan doen en nie hierdie proses gaan voel van waaruit die onderbewuste gaan opreis, al hierdie slange in my onderbewuste gaan opreis nie, het ek verlede Sondag gesê, het Jung gesê, word dit jou lot. As jy die slange nie opwek en leer ken en integreer en met hulle bewustelik saamleef met groot vaardigheid, die vaardigheid van 'n slanghanteerder nie, dan word al daai inhoude negatief en dit beïnvloed jou lewe negatief en dit word so oorheersend vanuit ons ego-reaksies. Nou Afrika sesdens
het ook die slang gehad. In Afrika het dit toe gemaak gehad met die voorvaders en was dit 'n voorvader. In baie Afrika tradisies, maar veral dan die woordoen. Ek het gisteraand nog weer probeer soek op Google, wat is die Afrikaanse woord? En die beste waarmee ek kon opkom, en as julle iets kan ontdek wat ek nie ontdek het nie, kom sê vir my, maar dit lyk vir my hulle noem dit die gewoedoes van Wes-Afrika. Vir hulle is slange heilige wesens. Dan Bala is 'n hemelse slang, geassosieer met wysheid, die reën, voorvaders en ewewig. Balans. Hy bring nie vernietiging nie. Hy versterk juis jou gevoel van verbondenheid aan die lewe. Hy verwyder jou nie uit die lewe nie. Hy bring jou na die lewe toe. Nou daardie stam Afrikaners sê, as jy 'n slang in jou huis kry, moet jy mooi kyk wie dit is. Want dalk is dit 'n voorouer wat jou kom groet. Daai besoek is nie 'n bedreiging nie. Dit is welkome kommunikasie tussen jou en jou kom vandaan. Hier vou die simboliek die hele tyd uiteen om een prentjie te vorm. Dit is jou kom vandaan. Dit is dit wat in jou ingebed is in jou onderbewussyn vandat jy die dag jou eerste asemteug gegee het. Wat die hele tyd hierdie slangmotief is wat of chaos en vernietiging kan bewerk, of as jy leer om daarmee bekend te raak en dit te hanteer, dit juis jou groei en jou volwassenheid tot gevolg het. Dan praat Freud en Jung oor slange. Freud het gesê, dis 'n falliese simbool. Jung het gesê, dis jou skadu. Dis iets wat jou eie siel onderdruk. Wat sê ek en jy vanoggend van slange? Droom julle oor slange? Wil jy my dalk wys of jy oor slange droom? Wie van julle droom oor slange? Dis min van ons, hè? Dan vra ek dit, nou wat dink jy as jy oor 'n slang gedroom het? Het jy al vir jouself gevra, wat is dit nou? Wat was dit nou? Hoekom het ek hieroor gedroom? Nou Jung het geglo dat die slang simboliseer iets wat nie uit die hel uitkom nie, maar uit jou onderbewussyn. Maar dit is ook 'n soort hel. Daar's min dinge wat soveel hel vir jou en my kan veroorsaak, soos 'n onderbewussyn wat nie besoek word nie. 'n Onderbewussyn wat nie verken word nie. En daai goed, daai inhoude, as hulle sluimerend en verskuil bly lê, moenie dink hulle kom nie oppervlak toe nie. Hulle voer hulle manoeuvres uit op die oppervlak op tye dat jy die minste verwag. Jy dink jy bel net jou man. As jy weer sien beklei julle. Jy dink jy praat net met jou huishulp oor die vloer wat 'n kolletjie het wat nie mooi gevee is nie. As jy weer sien, is daar chaos tussen julle. Ons word so onverhoeds betrap deur inhoude uit ons onderbewussyn omdat dit nooit verken is nie, nooit geïntegreer is nie en ons nie weet hoe om ons eie, en kan ek nou die woord gebruik, demone te hanteer nie, te bestuur nie. En dit bestuur uiteindelik ons lewens so negatief en daar's soveel chaos. Die chaos in die waters moet uit. Dit moet op die land. Ons moet daarna kyk, ons moet dit leer hanteer en dan skep ons juis groter orde as wat enige mens wie sy of haar onderbewussyn nie verstaan of ken en die inhoude daarvan nie ontdek het nie, nooit sal hê in hulle lewens nie. Ons skep baie keer 'n lewe wat uiterlik werk met materiële goeders, die komponente van die aardse bestaan. En onder daardie sogenaamde orde is daar soveel sluimerende chaos, letterlik 'n seeslang draak wat wag om op 'n dag op te staan en dan is daai hele kaartehuis in mekaar. Mense wat sogenaamd suksesvol is materialisties, se lewens is dikwels, as hulle die werk
die geestelike en sielkundige werk nie doen nie, is dit 'n plek wat wag om in mekaar te tuimel. Is dit niks anders nie as 'n skim? Is dit niks anders nie as skynorde? Skynsukses, skynbeheer. En dan so dikwels kom die domino van slange wat opkom en die chaos oorrompel hulle en hulle soek die oorsaak daarvan ekstern. As dit nie in demone is nie, dan is dit in die noodlot, dan is dit in 'n God wat se wil hierdie goed wou, of dis ander bose mense. Maar ons moet altyd weet, die oorsprong van wat om my gebeur, is dit wat in my gelê het, en dikwels sluimerend, onaangeraak en onbesoek. Hy sê dis die deel van jouself wat nie uit die hel kom nie. Maar ek voeg vanoggend by, maar wat al jou hel kan veroorsaak. Hy kom besoek vir jou dikwels in die nag, as jy vas aan die slaap is. En soos ons weet, daardie deel wil ons nie vernietig nie. Ons is so bang vir ons swakhede. Mense, is julle ook soos ek? So verdedigend. As jy soos ek 'n klein seentjie gehad het, wat 'n baie kwaai pa gehad het, dan is jy lewenslank bietjie op jou hoede vir te veel teregwysings, want niks was ooit goed of reg nie. Dan leef jy verdedigend. En wat ons moet leer ontdek is dat geen een van my skadies, geen een van my swakhede, geen een van daai goed wat ek nie kan bemagtig of bemeester nie, is my vyand en sal my breek nie. Dit kan my net breek as ek dit wegstoot. Dit kan my net breek as ek daar niks mee te maak wil hê nie, maar as ek dit in die oë kyk en ek leer daarmee werk, dan word van daai goed, daai vaardigheid met my swak plek, word van my sterkste vermoëns, en dit kring uit en dit spoel oor in kreatiwiteit in die res van die lewe, sodat wanneer chaos na my toe kom, word ek die mens wat weet hoe om nou hierdie golf te kan ry. Word ek die mens wat weet om kreatief hiermee saam te werk, sodat niks my oorweldig nie, maar ek die heeltyd hierdie onseker lewe bemeester kry. Dit kom wanneer ek nie meer bang is vir wie ek daar diep binne is, wat my ego vir my wil wegsteek nie. Dis altyd voordelig om dalk te vra, waarom droom ek oor slange? Ek weet nie, Jung het gereken dit het te doen met 'n mens se onderbewussyn. Natuurlik het Freud gesê dis 'n erotiese droom. Weereens weet ek nie. Maar wat ek wel weet, is dat baie mense se slange vandag nog onder hulle bed lê. Daai slange lê onder hulle bed. En hulle is bang. Hulle is bang vir werklike slange en hulle is bang vir die simbool. Hulle is bang vir dit wat dit verpersoonlik, vir die chaos. Hulle behoefte aan orde is so groot, aan voorspelbaarheid is so groot, maar hulle gaan soek die hele tyd die verkeerde medisyne. Jou medisyne lê in jou donkerte. Jou medisyne lê in dit wat jou verwond het. Jou medisyne lê in dit wat jy die meeste vrees. Deur dit vierkant in die oë te kyk, daar lê jou genesing. Daar lê jou metamorfose. Daar lê jou groei. Daar lê die opstaan van jou in al jou fasette, noem dit dan chakras as jy wil, totdat jy as 'n selfverwesenlikte mens daar staan, met werklike ruggraat en krag. Vir baie mense is die lewe so deurmekaar. En het hulle so 'n sterk gevoel van ek is 'n slagoffer. Hulle kry geen beheer meer uitgeoefen nie. Hulle beskuldig die eksterne vir dit wat verkeerd is, en hulle gaan soek hulle redding ook in dit wat ekstern is, alles van gode tot kure, tot panaceas en towerkuns gaan soek hulle dit. Die mensdom se assosiasie
Met die slang as 'n seedier leef vandag nog voort. Dit maak nie saak hoe modern ons geword het nie. En met see bedoel ek vanoggend hierdie oeridee dat daar 'n metafisiese wêreld is van waar boosheid en geeste en noodlot en gode of God of die universe ons lewens vir ons op 'n koers plaas. Waar sien ek en jy vanoggend ons grootste bedreiging? Is dit buite? Is dit daai mense wat nie van jou hou nie? Wat hulle mes vir jou in het? Is dit bose geeste? Is dit dalk jou idee van God wat so humorsinne dat hy kort speletjies met jou speel? Of is dit vanoggend my ongeïntegreerde eie skadu? Wat my eie infantiele optredes verteenwoordig. Dit wat ek vanuit 'n ongetemde ego in traumamomente so maklik vrye teels laat kry en dan net soos 'n slang wat iewers verskyn in jou kombuis, weet ek glad nie om jy mee te deel nie. Al wat ek agterna moet doen is om hom net weer te sê, ag ek is vreeslik jammer. En dan gaan slaap hy. Tot volgende keer. Ek sluit af. Wat kan ons vandag doen met die slang? Ek en jy leef in 'n wetenskapwêreld. Ons leef in 'n wêreld waar alles in lyn moet wees. Dis lineêr. Dis georden. Dis meetbaar. Maar die slang beweeg nie reguit nie. Sy kronkel. Sy glip tussen al ons kategorieë deur. Al ons metodes, ons westerse lewenstyl, beskouing en metodiek. Sy is nie goed of sleg nie. Sy is raaiselagtig. En ek dink ons as mense van die modernisme, die wetenskaplike era, beginnende aan die einde van die 1800s, wat ons vandag nodig het, is die moed om weer eens by kronkels te gaan stilstaan, soos wat die antieke mense dit gedoen het. Ons dink ons het meer beheer as hulle. Omdat ons die lewe as iets sien wat ons met ons metodes kan bestuur, het ons dikwels meer chaos as hulle. Het ons dikwels minder insig en wysheid, en is ons nuances baie minder, dink ons plat oor die lewe. Ons kom vandag die moed kort om by die kronkels van die slang van wysheid te gaan stilstaan. Die kronkels in myself. Die kronkels van my persoonlikheid, van my onderbewussyn, van al my demone. En ook die lewe se vele kringe en kronkels. Want geen pad, nie myne nie en ook nie joune nie, loop werklik pylreguit, doelgerig en selfgemaak op al my selfgemaakte doelwitte af nie. Dis nie hoe die lewe met ons stap nie. Dis waarom ek het nou die dag ook gesê, ek nooit regtig sal inkoop in hierdie ding om teen jou yskas te sê wat jy oor 10 jaar wil wees en word en jou hele plannetjie daar uiteen te sit nie. Dis so westers. Dis so ongenuanceerd en is so ver verwyder van die kronkels van die slang. Wat kan ek en jy aflê vanoggend? Ons kan in die eerste plek die idee aflê dat die donker boos is, ook jou eie donkerte. Jy's nie boos nie. Jy's nie boos nie. Die tweede ding wat ons kan aflê is die impuls om alles wat ons nie verstaan nie, mense, nasies, metodiek, leefstyle, werklike slange, diere, spinnekoppe, alles wat ons nie verstaan nie, net impulsief dood te maak, instinktief dood te maak. Die derde ding wat ons kan aanleer is dat die vrees wat ons het, is vir dinge wat van binne af opdoem. En daai vrees kan ons ook aflê. Moenie bang wees vir wat van binne af opdoem nie. Moenie geskok wees in jouself nie. Ek het altyd gesê toe ek nog in die Christenkerk was, as mense so ontsettende swak selfbeeld het en hulle kom gebroke oor hoe sondig hulle nou is en hulle so geskok in hulle self oor wat hulle kon doen, dan het ek altyd gesê, jy moet onthou, die Here het jou gemaak.
Die Here ken menswees. En die Here val regtig nie van sy troon af oor daai ou dingetjie wat jy dink, doen of sê nie. En dit geld maar vandag nog vir my. Daar's niks in jou wat jou so hoef te skok dat jy dit moet doodslaan soos 'n slang in jou tuin nie. Gaan vang dit en hanteer dit. Wat moet ons behou? Die vermoë om simbole te leer ken en verstaan. Renaissance, ek het vanoggend toe ons in die motor ry, toe dink ek wil hierdie sin vir julle sê. Ek dink nie ons besef, veral ons wat gedekonstrueer het vanuit die Christendom. En ons het dit gedoen met ons linkerbrein. Ons het wetenskaplik gaan kyk na die goedjies wat die antieke mense sê en ons het gesê ons weerlê dit, dis nie waar nie. En ons het volgens Piet Odendaal die pot totaal misgesit. En ek sluit myself daarby in. Daar's geen relevantie vanoggend om 'n Bybel of 'n antieke verhaal of mitologie plat te slaan en te demoniseer en daar in die hoek te gooi en te sê ek wil niks daarmee te doen hê en my te draai na die wetenskap wat lineêr en analities is nie. Dit gaan nie vir my en jou by die kronkels van die wysheid en die nuances van hierdie lewe uitbring nie en by diepte insig nie. Dit gaan nie. Ons moes nooit geglo het dat die Bybel so goed letterlik waar is nie. Dis die probleem. Die probleem is nie die Bybel nie. Die probleem is dat moderne mense nie geweet het hoe om daai boek te lees nie. Dat ons nie geweet het hoe om al die stories wat ek vanoggend met julle gedeel het, te lees en te interpreteer nie. Ons lag daaroor. Kan jy glo mense het sulke goed geglo? Hulle het dit nie geglo nie. Hulle het metafories en simbolies en stories met die wêreld omgegaan. Ek en julle in Renaissance kan 'n ongelooflike, wonderlike, ek wil sê 'n ryk, diep geskakeerde wysheid ontwikkel. As ons weer kan leer om te midde van al ons wetenskap met metafore en simbole om te gaan. Waarom? 'n Storie en 'n metafoor en 'n simbool kan soveel goed sê wat 'n hele dik boek verbaal en analities nie kan sê nie. Jy kan voor 'n skildery staan, jy kan voor 'n prentjie staan, jy kan 'n storie hoor, jy kan 'n anekdote hoor, jy kan hierdie goeters bekyk en weer teruggaan en elke keer sien jy iets nuuts en is asof jy dit nie kan totaal en al omvat en belyn nie. Daar's diepte in simbole. En as ons na ons lewe in terme van simbole kan kyk, kan ons 'n baie meer vloeibare omgang met ons eie lewens, ons eie harte hê. En met alles wat gebeur in ons lewens. Eerder as om te gaan vra, wat is die 1, 2, 3? Wat kan ons ook bou? Die moed om te transformeer. Soos 'n slang vervel. Af te skud en aan te gaan. En laastens, die wysheid om die slang in die oë te kyk en dalk in daai oë onsself raak te sien. Iemand het eendag gesê, as jy bang is vir 'n slang, vra jouself, is dit die slang wat jy vrees? Of as jy bang vir die vrese en die gevoel van onveiligheid wat dit in jou wakker maak, omdat jy glo dat jy geen verweer daarteen het nie, geen beheer. Dalk is sy nie daar om jou te pik nie, dalk is sy doodluiters nie bedreigend, net daar in jou, om jou wakker te maak vir alles wat jy nie van jouself weet nie.
Dit was nou lekker vrolik. Nou kom ons gaan drink lekker koffie. Ons is vandag baie mense hierso hoor. Lekker goeie opkoms vir die eerste dag van die winter en baie dankie daarvoor dat julle hier is. Dit maak my hart baie warm. Want hoe meer mense, hoe meer kom ons nader aan daai kritiese massa wat mens nodig het vir 'n gevoel van hier gebeur iets. En dit is heerlik vanmôre vir my om julle almal se gesigte hier te sien. So ek hoop ek gaan heelwat van julle kans sien om te kom koffie drink hierbo. Mag die week wat voorlê vir jou 'n baie goeie ene wees. Mag jy regtig waar 'n goeie ervaring hê met alles wat met jou gebeur en mag jy die moed hê vir alles wat kom kronkel daar by jou in jou huis. Dankie dat julle hier was. Ons luister. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.